Here, al wat ons nodig het, is Jesus Christus, die Seun van God. Hy wat vir ons gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, daar die dood vir ons oorwin het. Maar hy wat opgestaan het uit die dood, om vir ons nuwe lewe te verseker, opgevaar het na die hemel, om ewige lewe te verseker, wat weer sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Here, dit praat met ons, en ons, u kinders, wil vanmôre u stem hoor, saam met u hierdie pad stap. Daarom, Here, as ons rondkyk en ons wonder waar ons hulp vandaan sal kom, dan weet ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy wat nooit die werk wat hy in ons begin het, sal laat vaar nie. Amen. Liewe gemeente, genade en vrede vir julle, van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragvolle werking en teenwoordigheid van sy Gees by ons. Amen. Ons gaan die Here loof deur saam te sing uit lied 215. Besing die lof van Jesus saam, ook engele bring hom eer. Ons roep dus die engele om saam met ons die Here se naam groot te maak. En daarna sommer al die natuur ook rondom ons, juig hemel, aarde, roem sy naam. Dien hom, volg hom, loof hom, Christus is die Heer. Ons sing vers 1, vers 2 en vers 5 saam. Ons gaan die woord van die Here oopmaak by Markus hoofstuk 1. Ons gaan lees vanaf vers 14. Johannes 1 vanaf vers 14 tot en met vers 19. Ek dink dit gaan tot vers 20 wees. Ek sien ek het geskryf vers 19, maar dit moet tot 20 wees. Voordat ons dit saam lees, vriende, nog 'n wonderwerk wat vandag gaan gebeur, is dat die lewende God, wat 'n afspraak met my en met jou gemaak het, vanmôre in Afrikaans met ons gaan praat, woorde wat al meer as 2000 jaar oud is. Dit kan net gebeur wanneer daar lewende krag in hierdie woorde lê,
En as die Heilige Gees die woorde dra, kom ons bid daaroor saam. Here, ons is gereed vir nog 'n wonderwerk vanmôre. Gereed om te sien met geloofsoë wat ander mense nie sien nie. Ons is gereed om vanmôre 'n paar oomblikke stil te word en op 'n ander werklikheid te konsentreer. Terwyl dit baie keer so besig is daar met ons weeklikse roetines en ons so aan die gang is met daardie dinge waarmee ons elke dag gevul word, het ons nou vanmôre tyd om al die ou gifgasse van die lewe uit te blaas en vir 'n paar oomblikke stil te word en u stem te kan hoor. Ons weet dit gaan nie outomaties gebeur nie. Ons weet u is hier. Die vraag is nie of u met ons praat nie, die vraag is of ons sal kan hoor. Maar jou eerste wil ons vra, Here, dat u die woorde van 'n gewone mens sal dra en dit sal verander deur u Gees sodat dit vir elkeen van ons betekenis sal hê. En dan wil ons daarna vra, Here, dat u deur u Gees ons ore en ons harte sal sensitief maak om daardie woorde te hoor wat ons nodig het op ons geloofsreis vir waarmee ons nou besig is. Dalk die vrae waarmee ons op die oomblik worstel, maar ook die insig wat ons nodig het om ons te kan help om te kan oorleef in die tyd wat vir ons voorlê. Kom praat met ons u kinders wil graag hoor. Amen. Geliefdes, dan lees ons in Markus 1 vanaf vers 14 vanmôre saam. Later, nadat Johannes gearresteer is, het Jesus na Galilea toe gegaan om God se goeie nuus aan te kondig. Hy het gesê, die tyd het aangebreek, God se koningsheerskappy gaan nou enige oomblik begin, kom tot inkeer en glo die goeie nuus. Op 'n dag, terwyl Jesus langs die see van Galilea loop, sien hy hoe Simon en sy broer Andreas hulle visnette in die see uitgooi, want hulle was vissers van beroep. Jesus het na hulle geroep, kom, word my disippels, en ek sal julle vissers van mense maak. En hulle het dadelik hulle nette gelos en saam met hom gegaan. 'n entjie verder langs die strand het Jesus die twee seuns van Zebedeus, Jakobus en Johannes, in 'n skuit gesien terwyl hulle besig was om hulle nette heel te maak. Hy het hulle ook geroep, en dadelik het hulle pa en sy werksmense net so gelos en saam met Jesus gegaan. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. Hoe lyk jou CV? Wanneer laas het jy na jou CV gekyk? Wie het gehou van jou CV? Wat was die reaksie van mense op jou CV? Daar is min CV's wat in die Bybel vir ons van vertel word. Een wat by my opkom skielik, is die CV van 'n man met die naam van Saulus. Hy was waarskynlik een van die mees indrukwekkende mense waarvan die Bybel ons vertel. 'n Toegewyde Jood staan daar op sy CV, wat aan die voete van Gamaliel studeer het. En dit maak jou CV in 'n totaal ander klas. Gamaliel was een van die baie prominente rabbies in die tyd rondom Jesus se tyd hier op aarde. Daar is 'n paar van hulle gewees. Om dit mooi te verstaan, moet ons iets verstaan van teologiese opleiding in die tyd van die Nuwe Testament. En ek gaan jou 'n bietjie agtergrond daarvan gee vanmôre. 'n Seun wat gebore is, het begin met sy opleiding tot en met die ouderdom van min of meer 12 jaar oud. In hierdie tyd het sy skoolopleiding gefokus op die Torah. Dit is die wet van God, die eerste 5 boeke van die Bybel. Wanneer hy by hierdie 5 boeke klaar gestudeer het, en hy by die ouderdom van 12 kom, het daar iets gebeur wat ons noem die bar mitzwa. Die bar mitzwa was die manier waarop hulle, kom ons sê nou maar, ons belydenis van geloof gedoen is.
Dit is wanneer jy genoeg kennis gehad het om te kan sê, ek verstaan hoe God se pad met my gaan loop en ek weet om daai keuses te maak. Ek kan met vertroue hierdie pad verder loop. In die tyd van Jesus, as jy wil uitstyg om 'n A-simbool in die klas te kry, dan moet jy gedeeltes van hierdie Torah uit jou kop uit kan opsê. En so het al die rabbies en die skrifgeleerdes was mense wat hierdie boek uit hulle kop uit kon opsê. Ek dink ons maak te min daarvan om tekste in die woord te memoriseer. Dis sommer net so 'n sy-nota. Wanneer jy dus uitgestyg het in jou skoolopleiding en jy dele van die bar mitzwa van die Torah uit jou kop uit kon opsê, was jy duidelik beter as wat ander wat bloot gefokus op dit te verstaan. Na hierdie bar mitzwa was daar vir jou 2 keuses gewees. 1, ek gaan terug na my pa se besigheid toe en ek gaan leer by my pa hoe om die ambag te doen wat hy gedoen het. Jesus het dus 'n skrynwerker geword, omdat sy pa 'n skrynwerker was. Maar daarna gebeur daar iets anders, radikaal anders met Jesus se lewe. Die tweede keuse was, dat as jy die oog gevang het van sekere rabbies, en jou onderwysers vir jou aangedui het, dat jy is deel van die begaafde groepie, wat die Torah kon leer ken, en jy het insig getoon in hierdie Torah, wat die gemiddelde student nie gehad het nie, dan het so 'n onderwyser na jou pa toe gegaan en gesê, ek dink hierdie kind van jou het die potensiaal om verder te studeer. Dit was sy skoolopleiding tot hier. Sy tweede keuse dus, as hy nie by sy pa se werk wou gaan werk nie, was om by een van die rabbies aansoek te doen om by hom in sy skool in te kom en dan daar verder te studeer. Nou, daar was 'n paar rabbies gewees in daardie tyd. Ek kan nou dink aan 2 of 3 se name wat ek nou kan onthou. Gamaliel was een gewees, daar word nie veel oor hom gesê, behalwe dat hy 'n briljante brein oor teologie gehad het. Die ander 2 waarvan gepraat word, is Shammai en Hillel. En die 2 het verskil met mekaar rondom die interpretasie van die woord rondom mag jy egskei of mag jy nie egskei nie, en wat is die reëls en hoe moet dit gebeur. So elke rabbi het sy eie, kom ons sê maar, unieke leerstellings gehad, wat vir hom belangrik was, en wat hy verder gedra het in die Joodse gemeenskap in. So as jy dus begaafd was, en jy was een van hierdie briljantes, dan kon jy na een van hierdie 3-4 rabbies se skole toe gaan, maar dit het nie net gebeur nie. Jy het aansoek gedoen, en jy was waarskynlik van kindsbeen af voorberei deur jou ouers, om in 'n sekere tradisielyn in te gaan, en jou studies daar verder te neem. Sou jy dus reeds van kleintyd af besluit het, maar ek wil graag my studies by hierdie rabbi laat gebeur, dan beteken dit dat jy jou hele lewe daar rondom moes rangskik. Jou familie moes daarbey betrokke wees, daar moes 'n klomp dinge in plek geval het. So sou jy dus jou aansoek doen na hierdie rabbi toe, het hy begin om jou inligting en jou geskiedenis na te vors. Want hy gaan nie iemand in sy skool toelaat wat sy naam gaan skade berokken nie, want sy eer was op die spel gewees. Met die gevolg dat hy dus in detail ingegaan het, en jy sou ingekom het, as jy dan nou deur die eerste fase gekom het, waar jou CV aanvaar was, dan sou jy na 'n tweede fase toe gaan, waar jy dan onderhoude gevoer word, en waarin jy gevra word oor jou oortuiging oor sekere onderwerpe. En daardie onderwerpe, en hoe jy daarop reageer, sou dus bepaal of hierdie rabbi sê, jy kan in my skool
verder kom studeer. Dit was die hoogtepunt van enige familiegroep en gesinsgroep dat hulle seun in een van hierdie rabbi-skole sou kon inkom. Wanneer jy dus daarvoor geskik verklaar is, het jy 'n disipel van die rabbi geword. En hierdie disipel van die rabbi moes dan vir 'n hele tydperk, en ek sê tydperk en ek noem dit spesifiek vaag, want ons weet nie hoeveel jare dit sou neem nie. Ons weet dit sou 'n hele paar jaar neem. Sou hy hierdie rabbi se woorde bestudeer. Hy sou elke keer wanneer die rabbi ergens heen gaan, sou hy as 'n deel van die briljantstes was, sou hy saam met hom gereis het om te kyk hoe dink hy, hoe praat hy, hoe preek hy, hoe reageer hy, hoe antwoord hy mense, hoe hanteer hy probleme, hoe reageer hy as hy moeg is en as hy honger is en as hy swaar kry en as hy siek voel en as hy goed gaan en hy eer kry, en hy sou by hierdie rabbi leer. Alles wat hy kon, hoe hy dink, hoe om op te tree, hoe om te redeneer, hoe om te wees. Jy sou letterlik 'n kloon word van hierdie rabbi. Jy sou leer om jou kop te draai op die manier hoe die rabbi dit doen, en as hy sy hande agter sy rug gesit het, het jy jou hande agter die rug gesit. En as hy sy vingers so beweeg het, het jy geleer om ook jou vingers so te beweeg. En hierdie rabbi het jou dopgehou. En hy het gekyk hoe jy reageer. En wanneer jy oor 'n lang tydperk van jare op die ou einde so kan reageer soos hy reageer, aantrek soos hy aantrek, praat soos hy praat, dink soos hy dink, leef soos hy leef, dan sou daar 'n spesiale dag in jou lewe kom waarin hy vir jou laat gradueer. Dit kan enigiets van 5 na 20 jaar gewees het, wat jy in hierdie studie sou wees. En wanneer jy gradueer, sal dit min of meer so geklink het. Jy is nou wat ek jou geleer het om te wees. Nou gaan ek jou vrylaat om in my naam disippels te gaan maak. So jy weet nou hoe ek dink, jy weet hoe ek leef, jy weet hoe ek die teologie sien, jy weet hoe ek probleme hanteer, jy het nou bewys oor jare dat jy dieselfde ook sal kan gaan doen daar buite, en jy gaan dus hierdie skool wat ek het, gaan jy eer aandoen, omdat jy ook weer ander mense gaan hê wat by jou gaan aansoek doen. Nou goed. Nou dat ons die agtergrond het, dis baie belangrike agtergrond gewees. Jy sal nou sien hoekom. Ons hoor van Jesus, dat Jesus op 'n ouderdom van 12 jaar, bar mitzwa, in die tempel was, en dat hy tussen die rabbies gestaan het, en dat hy met hulle geredeneer het. Ons sien dat Jesus wat met hulle geredeneer het, nadat hulle gepraat het, het die rabbies was hulle verbaas oor sy insig en sy wysheid. So 'n mens sou kon aanneem dat Jesus waarskynlik sou sê, maar ek wil nou 'n rabbi kies by wie ek my studies gaan verder vat. Dit gebeur nie. Jesus gaan nie na een van die rabbies toe nie. 'n volgende belangrike ding wat gebeur, is dat Johannes die Doper begin preek. En hy preek in die woestyn, en ons sal oor 'n week of 2 so 'n bietjie meer by Johannes kom stilstaan, ek wil nie nou te veel daarvan sê nie. En as hy preek, het hy 'n baie spesifieke boodskap. Die koninkryk van God het nou baie naby gekom. Bekeer jou, kom tot inkeer, bely jou skuld en volg die Here. En die mense het van heinde en ver gekom en hulle het gestroom na die woestynarea toe. Dit is die gedeelte wat aan die ander kant van die Jordaanrivier was, waar Johannes gedoop het.
En daar het die mense met Johannes beginne vra. Nou, ons gaan nou oor 2 weke, gaan ons nou 'n bietjie daarby kom. Die teks in Markus lees vir ons, nadat Johannes gearresteer is, het Jesus na Galilea toe gegaan om God se goeie nuus aan te kondig. Belangrike vers. Johannes word gearresteer. Jesus het nog niks gedoen tot hiertoe nie. Hy het sy roeping gekry, hy is gedoop deur Johannes, die Heilige Gees is soos 'n duif op hom afgekom, die stem uit die hemel gekom, dit is my geliefde seun, in wie ek welbehae het. En daarna is hy na sy 40 dae in die woestyn in, waar hy versoek was, en waar hy hom afgesonder het vir hierdie reis. En dan as hy terugkom, lees ons uit die ander evangelies, begin Jesus om sy disippels te kies. Nou net daardie sin moet al vir jou sê, iets is verkeerd. Iets is verkeerd. Want dit was nie die normale routine nie. Dit was nie die bekende prosesse van die dag nie. Jy het as jy deur jou bar mitzvah gegaan het, en jy het belofte getoon, en jou CV is reg, en al hierdie prosesse wat ek verduidelik het, sou jy kon aansoek doen, en dan het jy by 'n rabbi ingeskryf, en. Jesus vat nie die route nie. Hy gaan nie na 'n ander rabbi toe nie. En die tweede ding wat gebeur is, mense doen nie aansoek om jy by Jesus se skool in te skakel nie. Niemand kom met hulle CV en sê, ek dink ek is goed genoeg, ek dink ek het al 'n bietjie op die pad gegaan, ek dink ek het al 'n bietjie gegroei, kyk, ek dink al so bietjie soos jy, en ek is nog nie daar nie, maar ek is al 'n bietjie daar, en nou kan jy my evalueer, en jy kan my aanneem om ook deel van jou skool te word nie. Nee, met Jesus gebeurde die teenoorgestelde. Hy kry nie CV's nie, hy gaan na spesifieke mense toe en hy sê, ek wil hê jy moet my disipel word. Ek wil hê jy moet my disipel word. Ek wil hê jy moet my disipel word. En nou gebeur hier 'n paar baie interessante dinge wat die teks se agtergrond vir ons mooi vertel. Omdat ek nou vir jou die agtergrond gegee het, gaan jy dit nou kan raak lees. So Johannes word gearresteer en Jesus begin met sy boodskap. Wat is Jesus se boodskap waarmee hy begin? Die koninkryk van God het nou baie naby gekom. Bekeer julle, kom tot inkeer, neem God aan en volg hom. En dit is identies dieselfde boodskap wat Jesus sê, wat Johannes ook gesê het. So nou sou ou kon sê, is dit moontlik dat Jesus Johannes se disipel was? Nee, dit kan nie wees nie. Sal oor 2 weke daarby uitkom, maar ek gaan net vinnig gou ietsie sê daaroor. Want toe die skrifgeleerdes, die rabbies van Jerusalem af na die woestyn toe kom, en hulle vir Johannes kom vra het, hoor hierso, is jy die een wat moes kom? Het hy duidelik gesê, nee, dis nie ek nie. Not me. En dan begin hom allerlei ander vrae vra. Waar kom jou tradisie vandaan? Wie maak jou spesiaal? Hoekom sê jy die goed wat jy sê? Nou, oor 2 weke gaan ons by dit bietjie meer van stil staan. Johannes maak een baie belangrike uitspraak op daardie stadium. Ek is nie die Messias nie, maar hier tussen julle staan iemand wat groter is as ek, en ek is nie eens werd om sy skoenrieme los te maak nie. Met ander woorde, Johannes sê, hier tussen julle is die Messias. En met daardie boodskap wat Jesus dus herhaal terwyl hy begin praat daar in Galilea, sê hy eintlik vir die mense, wake up, ek is die een. Ek is die een waarvan Johannes praat. Ek is die ene wat net hier tussen die boom en die bas was die hele tyd. Niemand het vir my raak gesien nie, niemand het geweet van my nie, maar hy het die hele tyd vir hulle gesê, hier is iets aan die kom, en nou sê ek vir hulle dieselfde, hier is iets aan die kom, hier is iets aan die kom, hier is iets aan die kom. Dit is ek.
Nou ons weet dat Jesus ook as 'n rabbi aangespreek was in die Bybel. Hoekom? Want hy het die kleredrag van die rabbies gehad. Dis hoe hulle hom kon identifiseer. En as Jesus begin praat, dan maak hy dit baie duidelik uit die bergpreek wat ons nou al reeds gedoen het in hierdie jaar. Sê hy dikwels, julle het gehoor dat die mense vir julle sê. Dis met ander woorde sê hy, julle het gehoor dat die ander rabbi se standpunte is die volgende. Maar ek sê vir julle, en dan gee hy sy standpunt. So Jesus identifiseer hom duidelik radikaal anders as die ander rabbies. En hy sê, kom ek gee vir julle insig wat net ek het, want ek het die vermoë om in die hemel in te kyk. Ek het die ore om God se stem te kan hoor in die hemel. Ek het die oë om te kan sien hoe hy dink en doen. Ek het by hom geleer. Ek is sy volgeling. Ek is sy, kom ons noem dit dan maar by 'n gebrek aan 'n beter woord, sy disipel. En nou kom hierdie Jesus, en hy kom stap by mense verby, wat na hulle bar mitzwa nie begaafd was nie uitgestyg het nie, waarskynlik nie die Torah uitlik op het kon opsê nie, en gekies het om terug te gaan na hulle pa se werk toe, en daar te gaan studeer, daar te gaan werk. Nog steeds lief vir die Here, nog steeds sinagoge toe gegaan, nog steeds God geaanbid, maar vissers geword. Nie spesiaal genoeg nie, die gewone mense, soos ek en jy. Daarom is Jesus radikaal anders as hierdie rabbies. Hy kies mense om sy disipels te word. En interessant, Jesus kies nie die beste kandidate nie. Hy kies die gewone ouens soos ek en jy, die ongeletterdes. En later sou ons sien dat elkeen van hierdie disipels wat Jesus gekies het, is mense met foute in hulle karakter. Dit is mense wat waarskynlik jy nie sou gekies het as jy 'n rabbi was nie. Jou proses waarin jy mense sou evalueer, sou hulle uitgewys het as swak kandidate. Hulle gaan jou naam skade doen. Jou hele teologiese skool gaan daarmee heen gaan. En dis goeie nuus vir my en vir jou. Want Jesus kies nie volmaakte en geleerde topstudente met A-gemiddeldes nie. Hy kies gewone mense waarmee ek en jy kan assosieer. Ek ook met my karakterkrake, ek met my onopgevoede gedagtes en my onseker agtergrond, ek word gekies. Hoor nou eers, dat God vir jou raak sien, en dat hy jou uitnooi, om deel van sy koninkryksplan te wees. Markus vertel ons, dat Jesus sy disipels roep, en hulle is die gewone ouens, wat nie verder kon studeer nie. Wat nie gekies was deur die ander rabbies nie. En so lees ons van Zebedeus, wat sy 2 seuns gehad het, wat dan Jesus begin volg. So kom ons kom by my en by jou uit vanmôre. Hoe raak dit vir my en vir jou in 2026? Ek en jy het ons geestelike opleiding gekry, ons was deur die kategese skole, party van ons is nog daar, ons het deur ons jeugaksies gekom, ons het geleer om by Bybelstudies in te skakel, ons het die Bybel gelees en ons het gebid, ons het ons ding gedoen. Ons het probeer om die Here se naam te bely waar ons kon, en baie van ons het op kerkrade gedien, en ons het probeer om so die kerk te dien waar ons kon. Baie van ons het ook 'n bietjie belangstelling verloor langs die pad. Baie van ons het al gewonder, maar is daar nie meer as dit nie? Is daar nie meer as dit wat ek in die kerk ervaar het nie?
En ons het so 2 weke gelede by daardie gedeelte stil gestaan, waar ons gepraat het oor die breë weg en die smal weg, en ek het so baie reaksies van julle oor daardie boodskap ook gekry, waarin ons vir mekaar gesê het, dit is moontlik dat ons baie keer na hierdie breë en die smal weg kyk, en ons vir onsself vra, maar ek weet ek is veronderstel om op die smal weg te wees, maar het voel vir my so baie of ek op die breë weg is. En toe het ons die week daarna stil gestaan by, op watter fondasie het jy jou huis gebou? En weet ons dat die fondasie waarop ons huis gebou is, gaan op die ouende getoets word deur die storms van die lewe. En toe ons daarby kom, het ons die skokkende woorde gelees, wat ons baie keer so bietjie wil probeer ignoreer, woorde wat sê, maar Here het ons dan nie in U naam gepreek, en in U naam wonders gedoen nie, en ek gaan vir jou sê, ek ken jou nie. Dit is moontlik dat jy, soos in my geval, 'n prediker kan wees, en dat jy Jesus nie kan ken nie, dat jy nie sy disipel is nie. Dit is moontlik dat jy in die kerkbanke sit, en dat jy Jesus leer ken het, maar dat jy nie sy disipel is nie. Dit is moontlik. Daarom is dit so belangrik dat ons hieroor met mekaar gesels vanmôre. Want Jesus se roep van disippels loop presies dieselfde roetine as die rabbies se roetine. Behalwe dat hy sê, ek roep die gewone mense. Ek roep die mense wat in die kerkbanke sit om my disippels te word. En as ek jou geroep het om my disipel te word, is daar 'n sekere roetine wat ingeskryf is in die DNA van die teks. Jy sal saam met Jesus gaan. En dit is wat die disippels doen. Hulle los die vissernette net daar, hulle staan op en hulle stap saam met Jesus, en dan sien ons hoe hulle 3 jaar saam met hom stap. Hier is die eerste belangrike, en daar is 3 bewegings, wat ons raak sien in die disipelskap leerskool van die Bybel, wat Jesus aanneem as ook sy manier van doen. Die eerste ding wat moet gebeur is, dat jy moet by Jesus wees. Jy moet saam met die leidsman stap. Hulle sou daarom oral saam met hom gaan, hulle sou by hom leer, hulle sou elke keer vir Jesus fyn dophou, om te kyk hoe hy reageer, hoe sy gesig verander as hy iemand sien wat melaats is, hoe hy iemand sien wat 'n fariseer is, hoe hy iemand sien wat 'n tollenaar is, hoe hy reageer, hoe sy stemtoon klink, hoe sy handbewegings is, hulle sou hom fyn bestudeer. En nou dat hulle saam met Jesus gaan, sou hulle dus by Jesus wees. Elke dag by Jesus wees. Die tweede stap is om soos Jesus te word. So jy sou by Jesus wees, en dan sou hulle soos Jesus word. Daarom kom die disippels dan ook na Jesus toe, en hulle sê vir hom op die stadium, ons sien hoe u bid, ons sien wat gebeur as u bid, ons sien dit nie by enigiemand anders nie, Here, leer ons bid. En ons maak die fout om na die Onse Vader te kyk, en dit net so af te rammel te sê, dit is die modelgebed. Daar agter dit lê 'n klomp inligting, wat Jesus met sy disippels deel, om te sê, dit is hoe jy soos ek kan word. Jy het die vermoë om in jou gebedslewe soos Jesus te wees. Nou, ek weet nie van jou nie, maar ek is nog nie daar nie. Ek sukkel nog 'n bietjie. So die eerste stap is om by Jesus te wees. Die tweede stap is om soos Jesus te wees. Nou, sy disippels het dit nie altyd reg gekry nie. Daar is tye wat sy disippels ernstig oor die vingers getik was hieroor.
Waarna vir hulle gesê het, kom in lyn, julle is besig om van die pad af te raak. Op 'n stadium sien ons dat sy disippels met mekaar praat oor wie sal die grootste wees op die pad. En Jesus sê vir hulle, waaroor het julle nou gepraat? En dan kom die storie uit. En dan, ouens, mis ons baie keer hierdie punt. Want wat Jesus vir hulle sê is, dit gaan nie oor hoe belangrik jy is nie, dit gaan daaroor of jy soos ek sal wees. En daar was ander tye wat Jesus met hulle gepraat het, die hoor gesê het, jy dink nie nou soos ek dink nie, jy praat nie nou soos ek praat nie, jy tree nie nou op soos wat ek van jou gevra het nie, jy gaan my nog verloon voordat die haan kraai. En dan na 3 jaar, laat Jesus sy disippels gradueer. En dis 'n geleentheid waar hy by hulle is, en hy sê eintlik vir hulle, ek het julle nou alles geleer wat julle nodig het om te weet. Nou stuur ek julle, ek maak julle nou los, gaan maak disippels van al die nasies. En wat moet hulle doen? Gaan leer hulle om Jesus as verlosser te erken in hulle lewe en hom te volg. En dis die 3de fase. Fase 1, om by Jesus te wees. Fase 2, om soos Jesus te word. Fase 3, om soos Jesus te word, en dan die 3de fase, gaan en maak ander mense om ook soos Jesus te wees. Nou, ek weet nie van jou nie, jy kan dit dalk vir jouself evalueer vanmôre. Hoe doen jy met dit? Met hierdie 3 fases? Is jy by Jesus? Word jy soos Jesus? Is jy besig om vorm te word deur jou stilte tyd, deur die goed wat jy lees, deur die dinge wat jy aanpak en doen? Is jy besig om meer en meer soos Jesus te word? En dan die 3de fase, is jy nou soos Jesus om te doen wat hy doen en kan jy die vrug daaruit sien uit jou lewe uit? Ek dink daar is baie min van ons, as ek nou moet eerlik evalueer vir myself en ek kyk nou maar net in die algemeen, dat dink ek ons struikel al oor die 2de fase. Ons is nog nie daar nie. Daarom sê Jesus, wanneer hy opvaar na die hemel toe, sê hy, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees oor die hele aarde. En julle sal ook na Suid-Afrika toe gaan, en julle sal ook in Horison gaan disippels maak, en dit sal julle lank vat, maar julle gaan daar uitkom, en wanneer julle daai mense se taal aangeleer het, en julle die Bybel in hulle taal vertaal het, en julle disippels het, wat daar ander kan disippels maak, dan sal julle sien hoe daardie mense ook my disippels gaan wees, en so gaan ons die hele wêreld wen. Iewers het jy die evangelie gehoor. Iewers het jy die besluit geneem dat Jesus is die moeite werd om te volg. En iewers het die hele proses skeef geloop. Want so baie van die eie ek het oorgebly en het ek met my saamgesleep in hierdie proses. Ek het 2 verskillende wêrelde in een probeer sit. My ambisies het ek probeer laat trou met Jesus se ambisies. Jesus se idees met my eie idees. Jesus se koninkryksvisie met my eie aardse visie. Van wat ek graag wil word en hoe ek graag wil lyk as ek aftree en hoeveel ek graag vir my pensioen wil weggeberg het en hoe my ou dag sal lyk. Ek het my idees begin volg eerder as Jesus se idees. En dikwels wil ek dus my brood aan albei kante gebotter hê. Ek wil by Jesus wees, maar op my voorwaardes. Ek wil soos Jesus wees, maar weer eens met my voorwaardes. Jesus se opinie is oor bekering en geld en vyande lief hê. Dit is vir my belangrik, maar ek wil ook my eie idees hê en kies hoe ek my lewe wil inkleur. In die proses het ons die rabbiskool van Jesus
sy identiteit en karakter lankal verloor. Lankal verloor. En dan wonder ons baie keer hoekom ons sukkel om die stem van die Here te hoor. Ons wonder hoekom ons so min van die Heilige Gees in ons lewe ervaar. Ons wonder hoekom dit vir ons baie keer voel of ons in die dak vasbyt. Ons wonder hoekom ons so min van die Bybel verstaan en hoekom ons so sukkel om met ander mense oor die Here te kan praat. Ons is jaloers oor gelowiges wat lyk asof hulle ons ver vooruit is. Jesus se roeping van sy disippels was nooit kom volg my en dan maak jy soos jy wil nie. Sy boodskap was konsekwent, daar is 2 koninkryke, God se koninkryk en 'n mens se koninkryk. En Jesus se uitnodiging is, die koninkryk van God het nou naby gekom en jy word geroep en jy word gekies om oor te kom na God se koninkryk toe. En die vereistes is, kom en volg my. Wees by my, word soos ek. En gaan maak dan disippels van al die nasies. Wees soos ek. Nou ek weet, dat ek is waarskynlik nou baie langer wat ek met hierdie goeters worstel en materiaal lees en boeke probeer deurwerk en met die Here probeer stil word, as wat jy dit nou skielik net boem hier hoor in 'n 20-30 minute se tyd. Maar ek moet vir jou hierdie vraag vra terwyl ons afsluit. Wat sê die Gees vanmôre vir jou? Waar staan jy in jou volgelingskap van Jesus Christus? Is die spontane gevoel, dankie Here, dat U my geroep het en ek is op hierdie roete en ek probeer na die beste van my vermoë U stem hoor en ek probeer U volg en ek kan sien hoe dit werk? Of is jou spontane reaksie vanmôre, ja, ek is op die verkeerde roete nou. Ek is nie waar die Here my wil hê nie. Ek het hier 'n paadjie begin loop wat van my gesê is, dis hoe Christendom lyk en ek het dit na die beste van my vermoë gedoen, maar wat ek by Jesus vanmôre hoor is iets anders as wat ek nog al die tyd gehoor het. Nou dan moet 'n mens sekerlik kom by die punt om te sê, vergewe my Jesus, want ek is nie daar nie. En dan sal ons waarskynlik van vooraf moet sê, wil ek op hierdie roete wees? Of is ek okay met waar ek nou is? Want Jesus het nooit niemand gemanipuleer nie. Hy het nooit vir hulle gesê, dit of nie. Hy het die hele tyd die aanbod gemaak. En elke keer en elke week as sy woord uitgekom het mense van hulle eie koninkryke besluit, ek is op die verkeerde pad en hulle het oorgekom na God se koninkrykspad toe. En dit kan vandag gebeur. En dit kan môre gebeur. En my vraag vir jou is, waar is jy op die oomblik? Want daar is 3 moontlikhede. Jy kan of voluit in jou eie koninkryk wees, en dan is jy waarskynlik nie hier vanmôre nie. Dan is dit dalk iemand vir wie jy die preek gaan aanstuur later. Of nie. Of jy kan met jou een voet in hierdie koninkryk wees en jou ander voet probeer jy God tevrede hou. Ek het nie goeie nuus vir daai ouens nie. Of jy kan in God se koninkryk wees. Met hart en siel. En daar kan jy nog in die leerskool wees. En daar kan jy nog sê, ek is nog in die proses om by Jesus te wees. Of jy kan sê, ek is in die proses om soos Jesus te word. Dit kan jy doen. Maar jy kan nie sê, my ambisie, my beroep, my geld, my pensioen, my gesin, my geluk, my vakansie, en so 'n bietjie van Jesus nie. Dit kan jy nie doen nie. Dit gaan nie werk nie. Daai kite gaan nie vlieg nie. Vanmôre wil ek jou vra, en ek het hieroor baie gebid, en ek was laag voor die Here om te vra om met hierdie woorde nou dra. Wil jy oorskuif na God se koninkryk, en wil jy hierdie 2-voetige lewe wat ons lei, erken en vir die Here sê, Here, ek is nie op die regte plek nie.
Ek wil by U wees. Ek wil soos U begin word. Vriende, ek besef, nou is ek klaar met die preek. Ek besef dat om hierdie keuse te maak meer vrae oop as wat dit vir jou antwoorde gee. Die vraag wat na jou toe kom is, nou wat doen ek nou? Wat moet ek nou maak? Ek is besig om hieroor baie te lees en baie te dink, en ek gaan met antwoorde kom. Maak het nog self nie die antwoorde, ek sien nog net 'n dowwe preetjie daarvoor. Maar ek weet, ek wil graag sy disipel wees, 100%, ek wil soos hy word, en ek wil op die ou ene soos hy wees. Ek wil sy boodskap die wêreld indra. En dit beteken eenvoudig, if you ain't dead, you ain't done. Daar is tyd vir elkeen van ons om vanmôre te sê, ek wil begin om 'n studie van Jesus te maak. Ek wil by hom wees, soos nog nooit tevore nie. Ek wil goed van hom ontdek, wat ek nooit oor gedink het nie. Ek wil soos Jesus wees. Ek wil soos hy word. En ek wil disippels van Jesus in Horison kweek, ontwikkel, uitstuur, en ons elkeen is op 'n verskillende plek op daai reis. Elkeen van ons. En hoe om dit te doen, hoe om vir die ou wat te sê, ek is nou al 'n rukkie lank by Jesus, maar ek het nog nie soos Jesus geword, hoe om hulle te begelei, dit gaan my roeping word om dit te doen. En daar gaan ouens wees wat sê, ek gaan nou vir die eerste keer kies om soos Jesus te wil word, en ek weet nie waar om te begin nie, en ek gaan vir jou iets moet gee. So, hoe ons daarby gaan kom, weet ek nie, en waar ek die tyd gaan kry, weet ek ook nie. Dit lê ek aan die Here voor, en ek sê vir hom, Here, U moet maar besluit. Maar ergens moet ons hierdie opdrag van die Here baie ernstig opneem. Kom, volg my. En ouens wat maar teruggegaan het na hulle pa se werk toe, het gesê, hier is die geleentheid van 'n leeftyd, ek kan dit nie mis nie, ek mag dit nie mis nie, ek is bereid om my pa kwaad te maak, maar hierdie nette gaan ek los, ek gaan hierdie geleentheid aangryp, en ek gaan saam met Jesus, ek gaan word soos hy word. En dit het 'n prys. Dit het 'n prys. Ons het uitgevind hoe die disippels die prys daarvoor betaal het. Dis nie 'n joyride nie, maar is 'n pad wat by die ewige lewe uitkom. Amen. Hemelvader, wys ons die pad. Laat U Gees in ons gedagtes plaas. Laat ons dink, laat ons lees uit die woord, laat ons die vrae vra, laat ons die antwoorde kry, al is dit deur drome in die nag, maar doen dit en praat met ons en wys hoe ons in Horison disippels van Jesus kan wees. Here, en vanmôre is ek oortuig daarvan dat hier mense in hierdie kerkgebou sit wat soos ek sê, ek besef dat ek nie voluit op hierdie Jesuspad was nie. En ek maak 'n keuse om oor te gaan, en wat die volgende is, weet ek nie, maar ek weet ek wil daar wees. Here, vir elkeen wat vanmôre sê, Here, vergewe my, ek wil oorkom na U pad, ek wil U bestudeer, ek wil U leer ken, ek wil U volg, ek wil soos U word.
wil ek om vra, Vader, gee ons die salwing van u Gees. Maak ons nuut. Gee vir ons die lewende water, wat soos fonteine in ons sal opborrel. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied met ons lewens, soos wat dit ook in die hemele is. Vergeef ons sondes. En fokus ons opnuut op u pad. U wat ons leidsman is. U wat ons raadsman is. U wat ons voorbeeld is en ons mentor. Gee ons die vermoë om u te leer ken. Amen. Geliefdes, ons gaan afsluit met ons laaste lied. Lied 308. Al 15 verse is so spot on, wat enige iemand wat ernstig is om te sê ek wil Jesus volg, gaan hierdie 5 verse vandag kan sing met oorgawe en waarskynlik 'n bietjie trane daarbey, maar ons kan dit doen. So ek nooi jou uit om Psalm 3, lied 308 saam met my te sing. Neem my lewe, laat dit Heer, u gewy wees, meer en meer. Vriende, ontvang die seën van die Here. Gaan huis toe met sy vrede in jou hart en die wete dat hy jou raak sien en saam met jou die pad stap. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die teenwoordigheid van sy Heilige Gees by jou wees. Amen.